Sus in de dezelfde God, Abba Vader, Heer. Heer, onze Vader, vermoord ons, dat wat u doet met God, Heer. In Jezus' naam, Heer, ons wil geschieden, maar u wil geschieden vermoord, Heer. Heer, dank u voor alles om zin voor wat ik ga, Heer. Dank u voor uw kostbare bloed, Heer. Heer, dank u voor de wonder volmaakt met God, Heer. Heer, dank u voor uw leven met God, dank u voor zin, Heer. Voor redenen met God, alles wat u maakt, Heer. Dus kies Heer, je zei, voor wat alles met God, Heer. Heer, dank u voor uw leven, Heer. Dat goed staan met God, Heer. In Jezus' prachtige naam, Heer. Dank u, Heer. Praise to our God.
rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healing the same. I believe. I believe. I raise the banner. I raise the banner. Oh, my Lord has come to the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer I know lives. he rescued my soul. I know He rescued my soul. His blood. His blood has covered my sin. I believe. I believe. I believe. Yeah. My shame is taken away. My pain is feeling the same. I believe. I believe. I'll raise the banner. I raise the banner. Oh, my Lord has come to the grave. My Redeemer lives. 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 You love my burden. I rise with you. I'm dancing on this mountaintop to see your kingdom come. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Oh, My Redeemer lives. Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Redeemer. My Redeemer lives. Redeemer. My Redeemer lives. Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Redeemer. 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 My Redeemer lives. My Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yeah, Jesus. May our homes be filled with dancing. May your streets be filled with joy. May justice found in Jesus. As the people turn and pray. On the mountain. And
worthy. Once and worthy, Yara, Stima, so giving Yara, all the year. Any praises going to my heart, Yara. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Glory, glory. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus. Change my heart, oh God. Make it ever true. Sing it again. Change my heart, oh God. May I be like you. May I be like you. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Oh God. Make it ever true. Change my heart. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter. You are the potter. I am the clay. Mold me and make me. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Oh God. Make it ever true. Make it ever true. Change my heart, oh God. Oh God. May I be like you. You are the potter. You are the potter. I am the clay. Mold me and make me. Mold me and make me. Oh, This is what I pray. change my heart. Change my heart, oh God. Oh God. Make it ever true. Make it ever true. Change my heart, oh Oh, God. change my heart. May I be like you. Come on, sing it again. You are the potter together. You are the potter. I am the clay. Mold me and make me. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Oh God. Make it ever Ever true. true. Change my heart, oh God. May I be like you. Oh, may I be. May I be like you. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. My God, my God, my God. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. Trust in this morning. Hallelujah. Change our hearts, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire.
with His blood. And what He did for me on Calvary is what I now. Sing it out, trust God. I trust in God, my Savior, who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never This is my story, so this is my story. this is my song, God. This is my story. My Savior, Praising my reason, the Savior, all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought
Kaya dara basia dere bosi kaya dere basike. Thank you, Jesus. Hallelujah. Bless the Lord. We never fail us, Lord. Thank you, Jesus. You always make Easy Blumore stare. Easy Blumore stare. His root was unstable. It's
Thank you, Jesus. En ia leven God in die aanzien. Thank you, Jesus. Halleluja. De stilstaande is die God. Onze staatmaker is die God. Die blijft dezelfde God. Jullie veranderen nooit. Halleluja. Thank you, Jesus. Halleluja. Love like a mountain, the wind of your spirit is blowing everywhere. Joy like a fountain, healing streams of life. Come, Holy Spirit, let your fire fall.
die Here is bly. As jy sê die Bybel is goed, is het tweede. Ek dank die Here dat die Here ons gebring het tot die plek waar ons is. Ons is besig om te fokus op die huis van die Here. Ek kan nie die Jacob uittrek nie. Die winkie beter. En ek kan nie so kom ons gaan na Johannes hoofstuk 14 en vers 2. John chapter 14 en vers 2. Praise die naam van die Here. Johannes hoofstuk 14 en vers 2. Kom ons lees wat God sê. Kom ons lees. Ja. Hoor sê die skrif, ons is besig om te praat oor die huis van die Here. En wanneer ons fokus op dit, wil ons fokus op die feit dat in die jaar 2026 moet ons al ons aandag skenk aan om die Here se huis te hoe. Ek onthou nou verlede week was ek dink dit was verlede week en Sondag. Ek is seker, ek dink dit was Sondag wat ek was Sondag op die primarie. Was Sondag op die primarie. Ek was Sondag daar en toe ons daar by mekaar kom by Primala se huis, toe is hulle hele familie by mekaar. Nou hulle elke jaar, wanneer die jaar begin, hulle is 'n groot familie. Daar was ook trein om by, so ek aanneem, om by iets soos meer as 40 mense. Die kinders ingesluit daarso. En hulle kom elke jaar by mekaar. En wanneer hulle by mekaar kom hulle by mekaar om saam te eet. En gesellig verkeer as 'n familie, 'n groot familie. Maar die fokus van die familie is om in die jaar wat gekom het, dan nou te glo en te vertrou dat hulle leiding kry vir die jaar wat die Here wil hê hulle moet weet vir die jaar. Nou elke keer, dit is maar 5 jaar wat dit aangaan wat ek saam met hulle is. En hulle het altyd vir my gevra dat ek moet daar wees. Prima dit geïnspireer en met dit het Prima gevra dat vir die familie gesê dat sy wil graag hê ek moet daar wees en saam met hulle bid. En met die feit dat ons by mekaar kom, daar was iets relevant wat uitgekom het, is die een pastoor wat ook nou deel geraak het. Daar was 3 nuwe pastore wat ook deel van hulle familie is, wat nie altyd saam ons gekom het, wat gekom het die dag. En die een pastoor sê die woorde, hy sê, as die ding wat hier gebeur, kan gedurig deur in elke familie plaasvind, dan gaan daar 'n groot herstel in ons land plaasvind. En met dit gesê, kan ek sê, een van die ek groot geraak in my ouer huis, my pa was blind, my pa se naam was om George Brown. Hulle het vir my pa gesê, is eintlik lekker woord, ek kon gesê, om blinde George. En my pa was baie sterk. My pa was blind, maar hy was baie sterk. Hy was 'n mandjiemaker en vir die Blind Society gewerk. En my pa, ons het 'n groot tafel in ons huis gehad. Jy ken hy ou ambuja tafels. Ek weet nie jy al gesien hy ou ambuja tafels. Hy so donkerbruinhout. Jy het hom gesien al gesien. Nou, my pa het op die einde van die tafel gesit. My pa kon nie sien nie. Maar my pa het altyd gesê dat hy wil die Bybel lees. En toe wat doen my pa? En my pa besluit, hy gaan vir my vra vir Sandra, as my oudste suster, hy die was Sandra die een, dan sê vir Sandra, maak ook die Bybel in die boek van Genesis. Ek het baie keer gewonder, hoeveel my pa van Genesis, hy kan nie sien nie. Maar
En sê vir my, sê vir Senda, maak oop die Bybel in die boek van Genesis, waar God die mens gemaak het. En toe lees ons die Genesis 1 moet jy, Genesis 2 moet jy klaar lees, en as hy klaar gelees het, dan sê hy, kom ons gaan nou Onse Vader bid. Dis nou wanneer ons nou voor ons gaan eet. En dan bid hy Onse Vader. Maar wat ek wil hier sê, daar het ek geleer, dat aan tafel sit ons as 'n familie. Jy sien, kom ek gaan vir jy so sê, God se huis bestaan nie uit 'n gebou nie. Die probleem in die kerk is dat die mense fokus te veel op die kerke. Mense fokus op die kerke. Die mense het 'n drange oor kerk. Jy het gesien hoe gaan jy gesien? Die mense het groot respek vir die kerk, maar het nie respek vir hulle huise nie. Jy gesien hoe gaan die mense kerk toe, hulle is mooi aangetrek. Ek wil nie praat nie. Maar jy moet sien deur die week hoe hy klaar aangetrek in hulle huise. Soos vlindie lappe. Jammer om so te sê, as die waarheid. Omdat ons glo, dat wanneer ons as 'n kerk by mekaar kom, wil ek hê, iemand moet sien hoe lyk ek. En God het nie 'n probleem dat 'n mens jou mooi maak en dat jy agter jouself kyk nie. God het nie 'n probleem met dit. Maar God wil hê die fokuspunt van jou lewe moet wees jouself. Want die Bybel sê ons is die tempel van God. Die Bybel sê in die boek van 1 Korintiërs, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is nie. Know ye not that ye are the temple of God. Die fokus moet wees op myself. Die fokus moet nie wees op die gebou en op ander mense nie. Die fokus van my lewe en u lewe en my lewe moet wees op myself. Nou julle daai ding wat ons groot mee geraak het, die kinders het in God se 'n sê ding gemaak. Kyk jy Paul, kan jou in jou oog, voordat jy na my kyk. Weet jy hoe jy dit reg maar. Hoor jy jou sê die mense sê hulle, kyk jy Paul, kan jou in jou oog. Hoe jy dit? Ons raak groot met dit. Weet jy daai is 'n bestelling geraak. Maar weet jy daai is eintlik 'n deel van 'n skrif. Die Bybel sê in die boek van Timoteus, hy sê, 'n man moet sy eie huis eers goed regeer. Wat sê die Bybel? 'n man moet sy eie huis goed regeer. Die skrif fokus op die persoon. Die fokus is op die mens. Die mens is 'n tempel van God. Toe God ons gemaak het, mense, het God ons gemaak na sy ewebeeld. Kan iemand vir my gaan na Genesis hoofstuk 1 vers 26. Hulle Genesis hoofstuk 1 vers 26. Genesis 1 vers 26. Er staan net op my leesduif, skryf lees op. Genesis 1 vers 26. Lees luister. Eendag. Ja. En God het die groot Genesis 1 vers 26. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. Hoor wat sê God? Laat ons mens maak na ons beeld. God sê, kom ek maak 'n mens, maar die mens moet die beeld hê wat ek is. As God na homself kyk en hy kyk na 'n spieël, dan sien hy perfektheid. As God na homself kyk en hy kyk in 'n spieël, dan sien hy sondeloosheid.
As God na homself kyk en hy kyk na 'n spieël en sien hy vrede. Hy sien blydskap. God sê, kom ek maak 'n mens wat hierdie karaktertrekke het wat ek is. Laat ek liefde maak. Laat ek vrede maak. Laat ek blydskap maak, maar hulle gesien word in iemand. Now you know that ye are temple of God, and that the Spirit of God, die skrif sê, dwelleth. Die woord dwell beteken abide, om te stay. Die woord dwell beteken om te bly. God sê, die persoon wat ek maak, die mens wat ek maak, moet gedurig deur bereidwillig is om in my teenwoordigheid te bly. Die mens wat ek maak, moet nie bang is om oggend, middag en aand met my te kan praat nie. Toe Adam in sonde val, sê die Bybel en God het gevra, mens, waar is jy? Adam het nie vir God gesoek nie, God het vir Adam gesoek. Die God maak ons met die doeleinde dat ons kan wys vir die wêreld wie hy is. Die enigste persone, die enigste instansie wat die wêreld na gaan kyk, is ek en u. Die enigste instansie wat gaan wys wie God is ek en u. As iemand wil weet wie God is, hulle moet doen wat Petrus gesê het van die kreupelman, kyk na ons. Prys die Here. Halleluja. Is julle met my? Kom ons lees Johannes 14 vanaf vers 1. Wat sê hy? Laat julle hart nie ontstel word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan, verlede week het ek vir julle gesê, as Jesus sê, en as ek gegaan, beteken hy wil vir ons sê, hy praat die waarheid. En as ek gaan vir julle plek berei, kom ek weer sê, en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Ons fokus op vers 2 wat sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings. Ek het baie keer 'n tyd lang terug, het ek dieselfde boodskap gepreek, en toe vra die vraag, hoe kan God Jesus sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings. Ek weet jy kry hotelle, ek weet jy kry mansions, maar ek het al baie keer gewonder, is daar in 'n mansion huise? Hoe is dit moontlik dat binne in die huis van die Vader, van Jesus sê, van daar baie wonings is daar huise? Ek het verlede jaar vir julle gesê, die huis van God is die mens. Dit wil sê, as God sê, in my huis is daar baie wonings, dan praat God van ons wat in sy huis is. Ek en u, het jy geweet, u en ek is in sy huis? Julle geweet? Mense weet het nie. Julle geweet, julle is in die huis. Nou, ons is nou, tans, is ons in 'n gebou. Maar die is nie die huis van die Vader nie. Hierdie mure, hierdie houtmuur, niks van alles wat ons hier binne het, konstitueer die huis van die Vader nie. Groot woorde, julle weet nie wat hy woord nie. Dis 'n groot woord hy. Die kinders sê mos baie maar, ja, ek praat groot woorde. Ek het skool geloop. Ek het ander geskenk aan die onderwyser. Ek weet nie van julle nie. Ek het geluister. Regtig, die van julle moet terugdink. Ek sê nou die dag vir mense, ek het skool gegee
Livingston daar, wat my kinders skool gaan, en toe die kinders skool gee, toe vind ek uit die kinders kan nie lees nie. Kan jy glo die kinders is in die hoërskool en hulle kan nie lees nie. So, die huis van die Vader constitueer dat ek en u daardie huis is. Die omvatting is dat wanneer ons by mekaar kom, dan word ons geïdentifiseer as God se huis. Dat as ons nie sou by mekaar kom nie, kan daar nie identifikasie wees dat ons God se huis is nie. So ons moet by mekaar kom. So Sondag is 'n baie, eintlik is ek is verkeerd as ek so sê. Sondag, ons kan dit maar so sê, Sondag is 'n baie belangrike dag. Maar Sondag is nie die enigste baie belangrike dag. Die Bybel sê wat 2 en 3 by mekaar kom in sy naam. Julle geweet, julle in julle huis, julle alleen, as julle by mekaar kom, as jy sê vir jou kinders, kom ons gaan nou bid, het julle geweet, net wanneer julle daai doen, constitueer julle die huis van God. U sê, ons is nou die huis van God. Is julle met my? So, as ons identifiseer word as die huis van God wanneer ons by mekaar kom, dit wil sê of ons op 'n veld wees, of ons in die werk is, of ons in die kerk is, as ek saam met iemand bid, dan is daar die plek genoem, die huis van die Here. Halleluja. Glory to Jesus. Is julle met my? Die kerk, of die gelowiges, word genoem die huis van God. The church, believers in Christ, is called the house of God. The house of God is also known as the temple of God, the place of his rest. As u wil hê dat u moet in geloof lewe, gaan in sy rus. Hoe gaan jy in sy rus? Gedurig deur. Maak jou Bybel oop. Sit met jou Bybel. Bly in gebed. Die moment jy bid, die moment jy jou Bybel oopmaak, dan kom word daai plek waar u is, of dit in die werk is, of dit waar, dan word daai plek oorweldig as God se huis. En God sê, ons is hier. Jare terug het ons so koortjies gesing, hy is hier om ons te seën. Wanneer God daar teenwoordig is by die werk, dan sê ek is hier om jou te seën. Amen. Ek is hier om seker te maak dat het goed gegaan met jou. Ek is hier om seker te maak dat jy voorspoedig is. Het constitueer die huis van God, die plek. Hulle, onthou julle, toe ons groot raak, toe sê hulle, wat is die diere? 'n habitat. Hoe julle die woord habitat? Diere het ons 'n habitat. Nou, diere se habitat is die plek waar hulle gediere leef. Kyk die mure. Kom ons kyk na die mure. Het julle gesien wat so groot muurs, hoop bou die mure? Ek dink is eendag, ek sal nie ek wil goed terugdink aan het. Ek weet nie waar toe ons gegaan nie, maar ek dink ons het ergens heen geloop, ek en Ella, ek weet nie waar ons geloop het, en hier kom die mure verby. En die mure is op pad. Ek het hy dag, die eerste keer wat ek gesing het, Ella doen dit. En Ella vraag, mier, waar toe gaan jy? En Ella vraag, nie mier, lyk die mier, luister na Ella. En haar gaan die mier, en ek gaan aan eer. Wat van julle al? Hy daar het ek geleer, die mure, hulle bou in huis, hulle werk hard mense, ek het nog nooit een mier gezien voor die alle mense, ek is hoog vandag nie, ek gaan op strijk, die mense die mier op strijk gaan, waar gedaan, julle weet
hulle begin jy gesien hulle dra alles op klein goedjies. Jy kan meteen maar wat goedjies sien. Jy weet gewees die goede wat hulle dra om te gaan bou. Imagine kyk hy het miskien nou 'n rugsak vol sand. Kom ons sê so. Nou loop jy meer hier aan die pad. En nou ek het eendag, want hoe jy volop van eens gesien. Hoe loop jy meer? Aan hoor jy sing die mere. Die mieren zo, hij zegt een ding aan je, die mieren zo pakken, ze is de boera, hoera. Verstaan je? Het is alsof die mieren is zo determined. Als ons kon horen hoe zingen, dan kon ons horen dat er blijdschap in de stemmen. Hoekom? Omdat die mieren is bezig om te bouwen. Ja, amen. Die mieren zich geplaatst via de pad staan nie, dat kan een klip is, hy gaan bouwen. Het julle al een misroller gezien? Weet julle wat is een misroller? Hy ding wat so die mis stoot, hy stoot so die donkie mis. Ek onthou toe ons in dinges in wat sy Britstaan is, hy stoot die donkie, hy misroller. Hy is nie geplaatst wat in sy pad is, hy stoot die ding. Hy stoot die ding. Hy staan die een voet te boor, hy stoot hy is determined, omdat hom plan is, hy gaan sy huis bou. Nou ek en u moet die skrifte in ons skryf, ons moet gebed in ons skryf, ons moet die woord in ons skryf. Jy hoef nie hard te bid nie, jy hoef nie aan almal jou te hoor nie, jy kan bid terwyl jy werk, jy kan bid terwyl jy skottel goed was, jy kan bid terwyl jy besig om skoon te maak, maar jy moet in gebed bly, van jy bou jou huis. Bou jou huis, jou habitat, sodat jy geestelik gelokaliseer kan word. Ons word geestelik gelokaliseer in God se huis, op grond van die feit dat ons huis bou. Prys die Here. Halleluja. Kom ek gee vir u skrif. Gaan na Hebreërs hoofstuk 12 toe. Hebreërs hoofstuk 12. Ja, dis goed. Lees vers 23. Die feestelike vergadering teen die gemeente van die eerstgeborenes, wat in die hemele opgeskrywe is, teen God, die regter van almal, en die geeste van die volmaakte regverdigheid. Sê, die feestelike vergadering En die gemeente van eerstgeborenes wat in die hemele opgeskryf. Hoor daar, die gemeente van eerstgeborenes wat opgeskryf is in die hemel. Dit wil sê, het jy geweet as jy tot bekering gekom het en jy die Here in die lewe geneem, dat jou naam is opgeskryf in die boek van die lewe, in die hemel? Nou, kom ons gaan gou 'n analysering maak. Ons maak 'n analysering. As jy gebore is in 'n familie, ken die mense jou in die familie? As jy gebore is in 'n familie, ken hulle jou? Hoekom? Omdat daar 'n geboortesertifikaat uitgemaak is in jou naam in die familie. Nou, as u tot bekering gekom het, u is geërken in die hemel, omdat daar 'n geboorte erkenningssertifikaat uitgemaak is deur God in jou naam.
Omdat daar een geboorte-erkenningscertificaat uitgemaakt is. In jouw naam. Dat wil zeggen, als u zo lichamelijk sterven of ingaan, gaan u naar God toe. Omdat daar is u geërkend. Hoor wat ik zeg? U gaat naar God toe, omdat daar is u geërkend. Die gemeente, the General Assembly and the Church of the Firstborn, which are written in heaven, and to God the Judge of all. Die gemeente, the General Assembly, the Church of the Firstborn, die kerk, die gemeente van God, die gelowiges, wanneer hulle by mekaar kom hulle by mekaar as die huis van God. En volgens Hebreërs word hulle genoem die kerk van God. Die kerk van God is nie 'n gemeente alleen nie. Die gemeente alleenlik saam met ander gemeentes wat van hore by mekaar kom, hulle saam word genoem die kerk van God. Die kerk van God is nie assemblies alleen, nie die AGS alleen, of die full gospel. Die kerk van God is gelowiges wat by mekaar kom. Het julle geweet, daar's plekke waar gelowiges nie in 'n saal kan by mekaar kom nie, wat hulle onder die grond by mekaar kom. Het julle geweet? Onder die grond. Van as hulle so gesien word, dan kan hulle doodgemaak word. Hulle word ook genoem die kerk van God. Hulle is ook geïdentifiseer as kinders van die hemel. Hulle is ook geïdentifiseer as die gemeente of die familie van God. Ons kom by mekaar as die kerk van God. Prys die naam van die Here. Kom ons lees Efesiërs 2 en vers 6. Kan veel in Engels lees. And it raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Ons, as die kerk van God, sit nou in die hemel, alhoewel ons op die aarde is. Ons sit in die hemel, alhoewel ons op die aarde is. Die Bybel sê, ons sit saam met Christus in die hemel, alhoewel ons op die aarde is. Het julle geweet, geestelik volgens God se woord, volgens God, nie volgens my woorde nie, volgens hierdie Bybel, kan ons op 2 plekke wees. Ons kan in die hemel is en op die aarde is. Dis die mens wat God gemaak het in Christus. Die mens in Christus is die gelowige wat in God se gees gesien word en geerken word as 'n kind van God, as 'n seun van God, as die huis van God in die hemel, maar ook sienbaar op die aarde. Ons is die kerk van God. Prys die naam van die Here. As julle met my, wat word die kerk genoem? Die kerk word genoem, in die Hebreërs word ons genoem 'n oikos. Nie kos nie, 'n oikos die baas. 'n Oikos. Ons word genoem 'n oikos. Die Hebreëse woord is 'n oikos. Hy word geprononsieer en donateer vir ons 'n woonplek, 'n dwelling place. Die kerk word gedefinieer in die Ou Verbond en in die Nuwe Testament as die gemeente of die Assembly of God. Ons word genoem die wat uitgeroep is. Ons as die huis van God, as hy die was, ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld.
ons is God se autoriteit. Ons is God se magistraat. Ons is God se government. Ons is God se officials. Ons offisieer die wet van God. Het julle gesien wat doen 'n traffiekop? Ry net verby 'n rooi lig. Jy gaan sien hoe jaag jy agterna. Van hy gaan sê die wet sê jy mag nie oor 'n rooi lig ry nie. Is ek reg? Nou in dieselfde manier, ons offisieer die woord van God en sê dat 'n mens moet tot bekering kom. Ons sê net goedheid en guns sal jou volg. Ons is geroep die uitverkorenes van God. God se hart in die aarde is dat ons as 'n familie moet fungeer. Die kerke vir as gemeentes fungeer. Jy gesien as die mense Sondag kerk toe kom, dan hoor jy sê, die gemeente is vol vermoë. Hoe sê mense, jy skop by 'n gemeente vermoë. Dit is nie 'n gemeente nie, die baas. Dit is 'n familie. Dit is 'n familie. Want ons het net een bloed wat deur ons hart en ons gees vloei. Nie ons liggaamlike hart nie, ons wese, ons gees. En daardie bloed is die bloed van Jesus Christus. Ek en u is in Christus. En Christus is in ons. Omdat ons in Christus is en Christus is in ons, die bloed wat in ons hart, ons geestelike hart is, nie in die ding wat so pompie. Die hart wat jy voel, hy is 'n pomp. Hy pomp bloed. Maar die werklike mens, die werklike Ismael, die werklike Ella, die werklike persoon wie hy is, die persoon woon in die liggaam. Ek woon daar. Ek woon daar, julle het gesien as mense heen gaan en sê hulle, jy het gesien die aand het gegaan, maar daar lê die aand dan. Hoe sê het ook gegaan, julle gesien sy het gegaan, julle? Hy, wanneer het sy gegaan? Sy het nou die dag gegaan. Maar daar is die Antinikus. Om te dink, sy het reg gegaan. Maar hier is die Antinikus dan. Hoe is dit moontlik, die mense praat van iemand wat gegaan het, moet nie gesien word, is ek reg? As ons sê iemand gegaan, moet bly persoonlik aan die huis is. Dan sê hulle nie persoonlik, het jy gehoor aan Sina het ook gegaan. Jong, ek het lank al gewonder wanneer gaan sy. Sy moes lank al gegaan het. Die rede hoekom het is, die persoon het in die liggaam gebly. En toe die persoon se liggaam toe opgee, toe gaan die persoon uit die liggaam uit. Is julle met my? Nou, die persoon wat gegaan het is 'n geesmens. Waartoe het hy gegaan? As hy in Christus is, as 'n huis van God, het hy na die Vader toe gegaan. Dit is regtig nie lekker nie, dit is teen my. En na die Vader toe gegaan. Om die ander familielede te gaan ontmoet. Jimmy Swaggart het gesê, hy is nou huis toe, hy het gesê, I'm gonna go see my mother. Hy het sy ma ontmoet. Hy het gesê, I'm gonna go see my father. Hy het sy vader ontmoet. As 'n van julle familielede is wat heen gegaan het, en hulle was gelowig, jy gaan hom daar sien. Jy gaan sê, hi John, is jy die? En dan dink ek jou so lank as gesien. Maar het gaan so blydskap wees, dat jy hom waar sien, omdat hulle gegaan het. Prys die Here, kom ons gaan afsluit. Vanmorgen, ek weet nie vir jou gaan nie, baie om te
eet van. Ek gaan vanmorgen net dit vir julle gee. Volgende keer gaan ek met julle praat oor die reis, die nuwe reis wat gecreëerd is, die nuwe ras wat geskep is, en hoe ons gaan fungeer as 'n familie. Amen. Wat ek vir julle vanmorgen wil sê is die volgende. Ons is gemaak in die aarde om te wys wie God is. Amen. As jy vanmorgen by die huis is, en as jy die van ons wat die binne is, en jy gaan huis, sê vir jouself, ek gaan môre gaan wys wie God in my is. Ek gaan wys wie Jesus in my is. Ek gaan by die werk gaan wys wie die Here is. Ek onthou toe ek gewerk het vir National Glass, almal het gepraat van pastor. Ek sê vir Johanna National Glass, as jy 'n probleem gehad het, gaan na pastor toe. Die blanke mense het ook al gepraat van pastor. En dan, ek onthou die dag toe ek in administrasie office in begin, en ek kom in by die administrasie office, my baas het my 'n job gekry, as net blanke mense binne in die office. As niks colours en swart mense, hy goedjies sien jy nie daar nie. As net wat, jy sien net whitewash. En dan kom hy daar in en hy blanke mense kyk so. Nou hier's 'n blanke vrou, nou ons tafel is so, hier's 'n tafel en daai kant nou hier's 'n komputer en hy kan se komputer. Nou die blanke vrou wat aan die ander kant sê bietjie baie vol femies. Sy's hoogmoedig, sy's lekker dikkerig. En ek kom sit daar. Sy sê hoekom sê jy? Ek sê vir ek sit hier vandag. Sy sê ek sê ja, ek gaan nie weer by julle. Sy sê weet jy wat sy sê? Ai, maar dis goed jong pastor. Ek is bly vir pastor wat hy is. Ek dink myself, jy praat nonsens. Jy sê myself, wat soek ek hier? Maar daai dag, maak die Here vir my daai weer op. Ek werk daar so, en hulle onthou met, was het COVID nie? Waar die mense so die werk te verloor het. En hulle retrench die mense, en hulle retrench net blankes. Hulle retrench net blankes. Ek bly daar so. Die een blanke ons net so lang skraller. Hy sê, pastoor, gaan jy dan nie gaan nie? Ek sê, ek is hier toe stay. Hulle retrench die mense, allemaal gaan, ek is daar so. En die dag kom die baas na my toe. En hy kom na my toe, hy sê vir my, Ismail, ons het besluit, ons gaan jou dinge sit toestuur, ons gaan jou opstuur na die hoofkantoor. Ek sê vir myself, ek is hier toestuur, hier stuur hulle by die hoofkantoor, ek moet nog lekker werk. Jy sien, kom ek sê vir u, gaan portray waar jy is. Wys vir die mense, jy is 'n kind van die Here. Laat die mense sien jy is gelowig. Moenie bang wees om van die Here te praat. Ek het van die Here gepraat op die lyn. Ek het op die lyn begin. Ek sê op praat van die Here en daar was mense wat vol femies was. Pastoor, ons is moeg van, jy bly van die Here praat. Kan 'n mens iets anders praat? Jy bly van die Here praat. Ek hoor genoeg van die kerk, daar by die kerk. Ek wil nie van die kerk by die werk ook hoor. En sê, nou gaan ek reeds praat oor die Here. So praat van die Here. Vertel mense jy is gered. Wys mense jy is geloof. In die skool, wys die kinders, ek is skool geloof. Julle geweet, ek het op die klas, was ek die slimste, maar ek het my Bybelskool toegevat. My Bybelskool toegevat. En ek sê vir juffrou van die kerk het altyd gesê, pas, die sê, Ismail, jy kan nie die Bybelskool, sê wat sy het gesê, sy geloof in God nie. Ismail, jy kan die Bybel ook skool doen, en sê ek van, juffrou is die probleem. Toe gaan ek op na meneer Verheer, toe meneer Verheer sê van, juffrou, dis sy reg, hy kan sy Bybel kan. Het 'n probleem gehad. Ek het my Bybel skool toe gevat. As er niks is om te doen nie, al lees ek Bybel, as die kinders hier rondkom nie, en sê hulle, Ismail, wat sê hy Bybel af? Jy sing ek wil hê, ons moet God portret. Kom ons staan op ons bene. Vanmorgen wil ek hê ons moet weet dat die Here met ons is. Halleluja. Prys die Here. Kom ons lê die oor saam.
Vader, ik dank u vanmorgen voor uw woord. Here, dank u. Wat ons ontvangen vanmorgen. Uw woord is een licht op ons pad. En dat is een lamp voor ons voeten. Vader, uw woord kan schijnen in onze harten. Yes, mighty God. Die geloof. Ik bid vanmorgen dat uw woord zal werken voor ons wat geloven. En dat die woord elke juk zal breken wat in ons leven is. En die woord zal vernieuwing brengen in ons hart. En die woord verandering zal brengen. In Jesus' name. Ik zei Vader, dat gaat vernieuwing weer. Omdat ons op uw woord staat, man. Ons gloeit uw woord. Halleluja. Want het werkt voor ons. Ik bid vanmorgen, Vader, dat uw woord zal impact dragen. En mensen waar ook hoe ver is, dat uw woord daar zal werken. In Jesus' name. In die naam van Jezus, genees mensen door uw woord. In Jesus' name. Verlos mensen door uw woord. In Jesus' name. Zodat die woord verandering kan In brengen. Jesus' name. In die naam van Jezus. Jesus. Als er offers is, breng je voor wat voor. Dat is. Zelf voor vanmorgen is, en jullie zeggen vanmorgen, pastoor, wil iets overvliegen. En kom hier, kom hier, offers in. De reis van de Heer. En daarna gaan we ons afsluiten in gebed. Prijs de naam van de Heer. Hier nog iets. Prijs de naam van de Heer. Prijs de Heer. Kom maar, mijn zuster, kom steeds af voor ons. Kom steeds af. Ella, ik vind dat zo erg is. Ja, kom steeds af. Kom aan. Prijs de Heer. Halleluja. Hemelse Vader, Heer, dankbaar dat ons is mij. Dank je voor alles, Heer. Die jullie gewerkt hebben, God. Heer, dank je voor de ziel, Heer, God. Heer, dank je voor alles, Heer, dat staat gegaan, Heer, God. En Jezus' machtige naam, Heer. Hemelse Vader, ik wil even dat ze nog meer en meer harten zal verblijven, God, Heer. En Jezus' naam, God, Heer. Hemelse Vader, dank je voor alles, Heer, dat we doen. Ons organiseer van de Heer. Jananiara. Mag die genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van de Heer, die groot gemeenschap van die Heilige Geest. En ons wees ons allemaal van de Heer verwacht. Amen. Amen. Wees Heer. Dank je. Jullie willen